Shalom, dis Vrydag. Ek eer Abba Vader vir hierdie dag. Dankie dat jy ingeskakel is by Herbou. Ek wil met jou praat oor 'n baie belangrike onderwerp en dit is die feit dat ons geld en ons inkomste kom onder 'n vloek. Nou, hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit? Hoe word my inkomste vervloek? En hoe kom daar 'n vloek op my finansies, op my inkomste, op my geld wat ek elke maand verdien? Hoe kom daar 'n vloek? Nou, ek wil met jou iets deel uit die woord uit vandag. Want weet jy, as daar nou een ding is waaroor ek en jy die mees bekommerdste is oor in hierdie wêreld, is dit ons finansies. Jy sien, want jy kou jou naels en jy rol rond in die nag en jy's bekommerd en jy's angstig en die rede daarvoor is finansies, inkomste, finansies. Dis hoekom die mens so bekommerd is en dis hoekom ons onder stres is, juis as gevolg van die feit dat ons finansies lê daaronder. En baie keer kom daar 'n vloek op ons finansies en weet jy hoekom? Weet jy hoekom? Ek wil dit vandag met jou deel. Dat daar kom 'n vloek op ons finansies vanweë sekere aspekte wat ons as mens toelaat en dan is dit belangrik hoe ek en jy moet weet hoe om daardie vloeke te breek. Nou wil ek jou gou vat na die woord toe. Die woord Rigters hoofstuk 17, en kom ons lees gou 'n paar verse daar. Hy sê, daar was 'n man van die gebergte van Efraim met die naam van Micha. Die het aan sy moeder gesê, die 1100 sikkel silwer wat van u geneem is, en waarvoor u 'n vloek uitgespreek het, stop gou daar. Hier sê die woord, dat daar 'n vloek oor daai geld uitgespreek. Daar is 'n vloek uitgespreek oor daai finansies. Kan dit vandag ook gebeur? Kan dit vandag ook gebeur? Kan mense 'n vloek uitspreek oor geld? Ja, verseker. Kan daar 'n vloek oor geld opkom? En kan daai vloek my finansies beïnvloed? Ja of nee? Verseker. Ons lees verder. So die het aan sy moeder gesê, die 1100 sikkel silwer wat van u geneem is, en waarvoor u 'n vloek uitgespreek het, en dit ook voor my ore gesê het, hier is die geld by my. Ek het dit geneem. Toe sê sy moeder, mag jy geseënd wees deur Jahwe, my seun. En hy het aan sy moeder die 1100 sikkel silwers teruggegee. Maar sy moeder het gesê, ek heilig dit plegtig aan Jahwe. Uit my hand is dit vir my seun om gesneede en gegoelde beelde te maak en ek sal dit nou aan jou teruggee. Toe het hy dan die geld aan sy moeder teruggegee, neem sy die 200 sikkel silwers en sy gee dit aan 'n goudsmid en hy het gesneede en gegote beelde daarvan gemaak, wat in die huis van Micha gekom het. Ek het amper 'n beksammie gemaak toe ek hierdie lees. Want hier is geld, nou luister gou baie mooi. Hier is geld waaroor 'n vloek uitgespreek is. En hierdie vloek lê op die geld. Nou word dit teruggegee aan die vrou. Hierdie vrou, dis nou die moeder van Micha, vat hierdie geld en heilig dit aan Jahwe. Hoor jy so? Ek het amper 'n beksammie gemaak. Nou word hierdie geld aan Jahwe geheilig. Vir watter rede? Om afgode te maak. So kan ek my geld heilig aan Jahwe vir afgodery? Nee, daar's nie 'n manier nie. Daar's nie 'n manier nie. As jy verder gaan lees in Rigters hoofstuk 17 en jy gaan lees in 18, dan sal jy sien wat daar plaasvind in terme van afgodery. So hoe kom daar 'n vloek op ons finansies? Hoe kom daar 'n vloek op ons finansies? Kan ek gou vir jou sê? Nou daar's 'n paar punte wat ek gou met jou wil hanteer en hierdie is baie baie belangrik. Nou eerstens, jy kan nie iets waaroor 'n vloek opgespreek is aan Jahwe heilig nie. Jy kan nie. Jy kan nie iets waarop 'n vloek uitgespreek is en waarvoor jy dit nou gaan gebruik vir afgodery, dit aan Jahwe heilig nie. Want ons as ware gelowiges moet anders te funksioneer. Ons moet anders te funksioneer. Nou luister gou hier. So, hoe kom daar vloeke op my inkomste? Nommer 1 is onregverdige wins. As gevolg van Spreuke 13 vers 11, hy sê dit, Vader haat onregverdige wins. Vader haat 'n
'n valse weegskaal. So ons moet nie dink dat ons enige iets gaan ontvang uit onregverdige wins nie. So, nou luister gou hier. Jy werk dalk vir 'n maatskappy. Jy kry jou inkomste elke maand. Jy doen dalk die invoicing, of jy's dalk in debiteure of krediteure, of jy's dalk in sales, of wat ook al die geval mag wees. Jy werk vir daardie maatskappy. Jy weet nie wat die groot koppe doen in daai maatskappy. Hulle is dalk ongelowiges en jy weet nie waarmee hulle besig is om sekere inkomste in te kry vir die maatskappy nie. Jy weet nie of hulle besig is met onderduimse transaksies nie. Jy's nie bewus daarvan nie. Jy weet dit nie. Jy weet nie of alle transaksies reg en eties korrek gehanteer word nie. Jy weet dit nie. Al wat jy doen is, jy werk en jy kry jou inkomste en ongelukkig as gevolg van die onregverdige wins wat in daai maatskappy inkom, is jou inkomste wat jy ontvang, daai geld wat in jou bankrekening inbetaal word, het 'n vloek op. Hy het 'n vloek op. Nou kom die woord en is die tweede gedeelte of die tweede aspek van die feit dat daar vloeke op ons inkomste kom. Die tweede aspek is die liefde vir geld. Wanneer ek en jy as gelowige 'n liefde vir geld het, dan het ons moeilikheid. Die woord sê dit 1 Timoteus hoofstuk 6 vers 10 dat die liefde vir geld, nie geld self nie, die liefde vir geld is die wortel van alle kwaad. So daar kan nie 'n liefde vir geld in my lewe wees nie. Daar moet 'n liefde wees teenoor Jahwe ons Elohim. Ek moet my eerste liefde, moet die mees belangrikste in my lewe wees. Ek moet terugkeer na my eerste liefde. Derdens, wat 'n vloek op my inkomste bring, is nou natuurlik afgodery. Afgodery. Ons het nou gelees in Rigters hoofstuk 17 dat hierdie geld wat 'n vloek op het, hierdie geld word nou aan Jahwe geheilig om wat mee te maak? Om afgode te maak. Sorry, ek is baie jammer. Vader gaan nie saam met afgodery nie. Hy gaan nie saam met dit nie. Ons kan nie Jahwe wil dien en ook die beker van die duiwels drink en ook die beker van Jahwe drink. Ons kan nie. Ek en jy moet 'n besluit maak. Either ons gaan Mammon dien of ons gaan Jahwe dien. So ek kan nie met afgodery betrokke wees nie. Deuteronomium 7 vers 26 sê dit, dat afgodery is 'n absolute 'n gruwel in die oë van Jahwe. So my geld kan nie gekoppel wees aan afgodery nie. My geld kan nie gekoppel wees aan afgodery nie, want dit bring 'n vloek oor my finansies. So dit sluit ook in wanneer jy jou geld bo Jahwe plaas. In ander woorde, jou geld word 'n afgod. En daar's baie gelowiges wat dalk vir 'n moslim werk, dalk vir 'n hindoe werk, wat dalk vir 'n Griek werk, of wie ook al wat in afgodery sit, wat daai inkomste, daai geld wat hy genereer vir die maatskappy, wat hy dit dedicate aan afgodery. Ek kry die boodskappe, ek kry die oproepe, waar mense met my praat en sê, hoorie so pastoor, ek sien my baas doen die volgende. Dan vat hulle geld, wat die hindoe, die eienaar van die maatskappy, dan vat hy daai geld, en hy offer dit aan die hindoe god, en hy brand daai geld as 'n offer, sodat hy meer inkomste kan kry. Nou kom daai inkomste in. Daai hindoe baas, of die moslim baas, of wie ook al, kry inkomste en jou salaris word betaal. So daai inkomste is gekoppel aan afgodery. So wat gebeur? Jou inkomste het 'n vloek op. Jou inkomste het 'n vloek op. En weet jy wat gebeur baie, en ons doen dit by die gemeente, want ons weet nie waar kom die gelde vandaan nie. Ons weet nie. So, jy ry dalk, kom by die winkel, jy koop dalk iets en jy ontvang geld terug uit die til uit, en daar's dalk 'n paar R100, en jy vat daai geld en jy sit dit in jou sak, en daai geld het al so gesirkuleer, dit kom dalk deur die hand van dwelms, dit kom dalk deur die hand van prostitusie, dis dalk afkomstig van diefstal en rowery, daar's dalk iemand doodgemaak vir daai geld, so daar is soveel bose koneksies aan daai fisiese geld. Nou kom mense in die teenwoordigheid van Jahwe, hulle bring hulle offergawe na Jahwe ons Elohim. En dis reg, dis great, maar daar's 'n vloek op daai geld.
daar's 'n vloek op daai inkomste. Jy ontvang dalk inkomste van jou maatskappy en jy weet nie waardeur daai maatskappy is, wat die baase doen om daai geld te kry nie. En dis hoekom ek dit baie duidelik maak en ek het so 'n paar maande terug het ek met iemand gepraat en gesê, hoor hierso, as jy enigsins inkomste kry van dobbelary of jy dalk die lotto gewen en jy sê, pastoor, ek wil my 10de kom gee, asseblief hou dit. Ek soek dit nie. Want daai geld het 'n vloek op, want dit kom deur dobbelary. Nou word daai geld ingebring in die huis van Jahwe en dan kom daai vloek en daai dobbelary gees vloek kom op die finansies en dan wonder ons maar hoekom sukkel ons by die gemeente. Dis hoekom ons het 'n reël. Ek en my vrou doen dit. Wanneer ons inkomste kry en daar's mense wat hulle offergawe bring, dan breek ons alle vloeke op daai geld. So dis wat vloeke bring in jou inkomste. Want jy sien, Deuteronomium 7 vers 26 sê dit. Hy sê dat daar kan nie enigens 'n koppeling wees aan afgoderry nie. Dan vierdens, die gees van armoede. Die gees van armoede kom lê op ons finansies. Nou wat is die gees van armoede? Dis wanneer my spraak verkeerd is. Wanneer my spraak verkeerd is. En ja, ek weet, baie keer praat ons, en ons praat op 'n verkeerde wyse. Ek het ook 2 kinders in die huis gehad, dan word hulle groot, en my kinders is nou groot, hulle verdien hulle eie salaris, en my kinders is groot, maar toe hulle klein was, dan hoor jy so, pa, ons het dit nodig, en ons het dit nodig, en my seun speel cricket, dan sê hy in die cricketnette, en dan die volgende dag moet hy 'n wedstryd speel, dan breek sy cricketbat. Dan sê hy, pa, ek kort 'n nuwe bat. Dan begin ek al reeds stres, en ek wil my naels skou, maar ek is versigtig oor wat ek sê. Want die oomblik wanneer so iets gebeur, hoor jy so, pa, ek het dit nodig vir skool. Nee, ek het nie geld nie. Ek het nie geld nie. Wat gebeur dan? Dan bring ek daai negatiewe woorde oor my finansies, dan kom daar 'n gees van armoede. Want ons woorde het krag. Ons woorde het krag, mense. Ons woorde het absoluut krag. Spreuke 18 vers 23 sê dit, dat dood en lewe lê in die mag van die tong. So nou, wat moet ek doen? Wat moet ek doen om die vloek op my finansies te breek? So wat ek moet doen is, ek moet seker maak dat wanneer ek my inkomste verdien, so dis wat jy doen elke maand, wanneer jy op die 25ste of op die 20ste of die 1ste of wat ook al, waar jy ook al jou inkomste verdien, wanneer daai inkomste in jou rekening inbetaal word, weet jy wat moet jy doen? Jy moet heel eerste, moet jy stop, voordat jy daai geld raak, moet jy stop en jy moet elke vloek op daai geld breek, daai inkomste. Jy breek dit. Jy bid en jy roep na Vader en sê, Vader, ek het gewerk vir hierdie inkomste. Vader, U ken my hart en ek het alles gedoen in terme van U woord om in geregtigheid te lewe, maar ek weet nie waar hierdie inkomste vandaan kom en of my baas dit met geregtigheid gehanteer het nie. Vader, nou kom en ek breek elke vloek op my finansies. Vader, sodat wanneer my geld inkom, dat dit nie sal uitgaan en ek weet nie waartoe dit gaan nie. Vader, ek bid vandag dat elke vloek op my finansies gebreek sal word en jy breek dit. Jy breek met afgoderry. Jy breek met die liefde vir geld. Jy breek die mammon gees in die naam van Meester Yeshua en jy verander jou woorde en jy breek die gees van armoede oor jou finansies. Dis wat jy doen elke maand. Elke maand. Voordat jy enigiets doen, dan bid jy oor jou finansies en jy breek daardie vloeke oor jou finansies. En dan is dit baie belangrik, want Spreuke hoofstuk 3 vers 9 tot 10 sê die volgende, dis hoe ek en jy ook vloeke breek oor ons finansies. Nou voordat jy dit doen in Spreuke 3, moet jy eers die vloeke breek oor jou finansies. En dan kom jy, en die woord sê, eer Jahwe met die eersteling van jou inkomste. Eer Jahwe met jou inkomste. Halleluja! Dis wat jy as gelowige moet doen, want Vader verwag van ons gehoorsaamheid. So met ander woorde, jy saai die saad daar waar jy voedsel ontvang. Daar waar jy geestelik gevoed word, saai jy die saad. Mense, hier is 'n prinsipel in God se woord en ek wil jou leer vandag dat die vloeke op jou finansies gebreek sal word.
En jy kom elke maand, voordat jy enigiets doen, en jy spreek, jy bid, jy verklaar, en jy breek al die vloeke op jou finansies. En dan eer jy Abba. Jy eer Jahwe met die eersteling van jou finansies. En dan weet ek, jou finansies sal geseënd wees. Halleluja! En jy verklaar dit, elke maand. Jy bid oor jou finansies, jy bid oor jou inkomste. As jy 'n besigheidsman is, doen jy presies dieselfde. En as jy 'n besigheidsman is, dan maak jy seker dat daar geen onregverdige wins in jou lewe is, want daar 'n moontlike vloek op jou lewe kom nie. Dis hoekom ek weet van besigheidsmanne wat dit partykeer mee baie moeilik gaan. Weet jy hoekom? Want hulle stel nie belang om omkoopgeld te gee, of omkopery, of onder die tafel deals wil doen nie, en dan onttrek mense partykeer. Maar is okay, weet jy wat? Vader sal jou seën. Halleluja. So dis wat ek vandag met jou wil deel, by hierdie uitsending van Herbou, sodat jy absoluut geseënd sal wees in elke area van jou finansies. Nou ja, dis my storie, mag jy geseënd wees, geniet jou Vrydag, wees geseënd, Shalom.